Ons kuier vanoggend weer hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En vandag gesels ons oor 'n noodtoestand wat gewoonlik by honde gediagnoseer word, naamlik GDV. En ek gesels met Dr. Janko. Dr. Janko, dankie dat ons weer hier kan aanklop. Goeiemôre Elsa, dis lekker om julle hier te hê. Goed, verduidelik net vir ons waarvoor staan GDV en wat presies behels dit? So GDV staan vir Gastric Dilatation and Volvulus. So dis basies waar 'n hond se maag draai en dan met gas opbou. En dit is definitief 'n noodtoestand. Jou groot rasse, jou reuse rasse, byvoorbeeld jou boerboele, is meer vatbaar daarvoor. Jou diep borshonde ook, honde soos jou Duitse herders, Weimaraners en Great Danes. Honde wat geneig is om gulsig te vreet, hulle kan dit ook vinniger kry en ook honde wat een groot maaltyd een keer 'n dag kry. Daar is ook 'n genetiese komponent daaraan, waar as daar familiegeskiedenis is van honde wat GDV het, dan is hulle kleintjies geneig om dit ook te kry. So wat gebeur wanneer 'n hond 'n sogenaamde GDV episode beleef? So die faktore wat ek voorheen genoem het, veroorsaak basies dat honde 'n hoër risiko het dat hulle maag draai. Dit veroorsaak dan dat beide kleppe aan albei kante van die maag basies toeknyp en dan word daar gas opgebou in die maag met geen manier om te ontsnap nie. Soos die gas dan opbou, word die maag al hoe groter. Die toenemende grootte van die maag lei dan basies dat daar so minder bloedtoevoer is na die maag self, wat dan kan lei tot weefselskade en dit kan ook sistemiese nagevolge, wil ek amper sê, in die hond voortbring. Die vergrote maag plaas dan ook druk op die diafragma, wat veroorsaak dat diere sukkel om asem te haal. En wat is die tipiese kliniese tekens waarvoor 'n mens op die uitkyk moet wees? 'n Belangrike aspek ook is hierdie kondisie gebeur vinnig. Ja. So dis nie ietsie wat opbou nie, dit is nogal iets wat ons vinnig sien. So bleek tandvleise, 'n onproduktiewe braking, die buik wat opswel, so hulle maag lyk fisies groter, is ook 'n baie kenmerkende teken. Hulle is ook geneig om rusteloos te wees en as dit regtig krities is, dan kan hulle selfs lusteloos wees, so ek amper sê collapsed voorkom. So hoe gaan julle te werk wanneer 'n GDV noodgeval inkom? So sodra daar 'n GDV inkom, is dit nogal baie belangrik om aggressiewe en onmiddellike behandeling toe te pas. En die beste en die maklikste manier om vas te stel dat GDV is met buikekstrale. So ons neem 'n ekstraal van die buik om vas te stel is die maag wel opgeblaas. As dit regtig kritieke pasiënte is, dan is suurstoftoediening as ook binneaardse vloeistof word geprioritiseer, wil ek amper sê, tydens die ekstrale wat ons dan nou neem. Dan is ons primêre doel om die maag so gou as moontlik af te blaas en dit kan 'n mens doen met 'n maagbuis. Dis basies 'n pyp wat 'n mens in die mond druk en dan die maag so afblaas, maar partykeer is die maag so erg gedraai dat die pyp nie kan voer nie. En dan kan 'n mens 'n groot naald gebruik om van buite af deur die vel in die maag te sit net om 'n bietjie gas vry te laat. Dan spoel ons die maag 'n paar keer om seker te maak dat ons al die gas en al die kos en al die vloeistof wat ook al in die maag is, so gou as moontlik kan uitkry. Sodra die pasiënt dan stabiel is, dan word dit baie sterk aanbeveel dat chirurgie doen, want hierdie kondisie kan baie keer weer plaasvind in pasiënte wat dit al reeds gehad het. So wat kan eienaars doen om hulle honde teen hierdie toestand te beskerm? Honde wat vraatsig vreet, seker te maak dat hulle stadiger eet. Voer jou honde meer gereelde etes meer keer 'n dag en kleiner porsies ook, om seker te maak dat pasiënte nie rondom oefentyd, wil ek amper sê, gevoer word nie, dat hulle rustig gehou word na hulle geëet het. Dan in pasiënte waar dit meer 'n rasgeoriënteerde probleem is, kan 'n mens hierdie gastropeksie chirurgie, kan 'n mens profylakties, ek wil amper sê voorkomend doen. Janko, baie dankie. Nou ja, hierdie span staan altyd slaggereed, 24 uur van die dag. So besoek olympus24hourvet.com vir meer inligting.